Colleen, hier is ons voor kameras. Kameras en baie ligte, baie drade en honde wat die drade omhardloop. Ja, kom ons kyk hoe gaan dit. Is jy nervous? Ek is baie nervous, Matthys, ek het al reeds 'n glas wyn en die gat ek vir my tweede een. Sorry julle, woorde gaan moeilik raak dalk op 'n stadium. Ek dink ek staan dalk 'n bietjie dronk. Maar kom ons kyk wat gebeur vandag in Klets. Ons kyk na natuurlik beleide en AI in Suid-Afrika. Dan Mel en Piet versus Harry en Meghan. Ja, praat van AI hallucinations. There Daar it is is. nog die There human it is. hallucinations. So ja, dis steeds. Kyk toe ek nog jong was. Hey, daai het vir my weer gesê, ek hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net en almal is nie. So interessant oor 6 Mei. 6 Mei. 6 Mei. Dit is wat vandag is. Mayhem. May Day. My day. Is nog 239 dae oor van 2026. Dit klink vir my okay. Sodra ons hy 200 breek, dan begin ek angstig word. Ons is nog nie oor die helft. Hoe raak jy dan angstig? Dan begin ek angstig. Dan sê ek soos nou, I gotta get shit done now. Is dit jou push? Dit voel nou nog of my mense nog 'n paar dae oor as dit meer as 200 is. Ja. Ja, ek dink die meeste van die vakansie daar in Suid-Afrika is eintlik nou verby. Is nou agter die rug. Ja, die laaste week in April was 'n absolute Ja, April was daai dae tussen Kersfees in April, Matthys. Daai laaste tussen Kersfees en April vir jou 'n blur. Hierdie laaste week wat ons nou gehad het, wat die 3 maandag werksdae. wat die maandag vakansiedag was en die Vrydag was 1 Mei. Daai 3 dae het gevoel soos tussen Kersfees en Nuwe Jaar. It's just like Nee, ek dit dink gebeur met nie. April se al die vakansie daar vat hulle na mekaar sit, druk hulle in 2 weke in and let's just be done with it. En 6 Mei is ook internasionale No Diet Day. Oh, fantastic, Matthys. Cheers op dit. Daar sê. Dan Lief en Leed, dan die Mimi, goed sê dis oor Ja, die legend. ouderdom van 93. Ja, shame. Soveel van ons geëntertain en ook soveel van ons van die lewe geleer. Ja, en net bloot as 'n custodian van opera en klassieke musiek in Suid-Afrika en dit wat sy gedoen het vir daai spesifieke medium. Ek weet daar's Ja, vir teater en opera en ja, dit was 'n stukkie gekultiveerde deel van ons kultuur. En Ons op die stryd en narrow gehou wanneer dit kom by kultuur. En ek dink ook ons grootste uitvoerproduk. Nog in my opinie groter as Charlize, want sy het actually teruggekom. En dit wat sy geleer het aan die ander kant teruggeploeg. Nou praat Charlize net oor die feit dat sy op 'n plaas gebly het en haar ma en pa geskiet het. I mean, that's her story. Which is true. Ja, I mean it's true en haar kinders is nou almal Dit kom van reg oor die wêreld. Ja, en hulle is almal gender non-conforming. We're non-conforming. Ja, wat even ons het laas ek oor gepraat, maar ek kan nie eens onthou wat al die kategorieë was nie, maar ja. Dis net als hierdie celebrities, is my so interessant dat ewe skielik is al hulle kinders questioning en al hulle dogtertjies is in seentjies klere en Superman pakkies en al die seentjies is nou in Dis aandagsoek. Ek dink is aandagsoek. Ja, so rus en vrede aan die Mimi. Dankie vir dit wat jy vir ons gebring het, gemaak het en agterlaat. Indeed. En dan het ons natuurlik nog 'n verjaarsdag. Jy verjaar die 8de Mei. Ek verjaar die 8de Mei. Dis kom 'n Vrydag, baie geluk Rien. Baie dankie. Dan is dit dankie. die groot 4-5. 4-5, ja. Okay, so jy 4x4 jaar is nou verby. Nou doen jy 45. Alle beste. Dink jy die pad gaan makliker raak nou? Gelukkig sê jy 'n paar maande voor my. Jy kan my laat weet in November of dit so is of nie. Ja, okay, ek sê laat weet. Ja, en ek deel natuurlik 'n verjaarsdag saam met Sir David Attenborough. Ja. Hy word 100 jaar oud hierdie jaar. Ek kan dit nie glo actually nie, want hy's nog so relevant. En hy doen nog steeds goed is, né? Ja. Hy doen nog steeds goed. Ja, as ek net vir sy 100ste verjaarsdag het hulle nou, ek dink by die Royal Albert Hall in Engeland, in Londen, het hulle 'n hele showcase in die week wat oplei, hierdie week wat oplei na sy verjaarsdag toe met nuwe documentaries wat niemand nog nie gesien het nie, reruns van die groot treffers van sy documentaries. Ja, so is amazing. Ek meen hierdie ou ek het net 'n bietjie gelees, Matthys, ek meen toe hy begin documentaries gemaak het, dis hy op 'n 3 jaar lange tog oor die wêreld, nê. Het hy in 3 jaar 40 lande gesien. Ongeveer 'n miljoen myl gereis en beeldmateriaal bymekaar gemaak van meer as 600 spesies diere. I mean, dit is 'n incredible contribution om agter te laat vir die human race. Dit is net En ek moet vir jou sê, hy's een van daai mense as hy praat,
maak dit my so rustig. Ek love it. So ek sit partykeer sy goeters, as ek sit en werk, sit ek op YouTube van sy goeters aan in die agtergrond, net om my rustig te maak. Ja, nee, hy maak my instantly rustig. Ek het al van sy goed gespeel as jy kan slaap, nee. O, rarig, ek het Ja, dit nog nie in gedoen. die agtergrond en dan. Ja, hy is Begin absoluut ek my. droom van skilpaaie en wat lyk soos dinosourusse en so aan. Ja. Is dit jy, ek dink jy het dit gedeel op jou socials, op jou van jou stories, dat na die 8de Mei kan David Attenborough nie meer Lego speel nie. Ja, van die ouderdomsbeperking op Lego is ek dink 4 tot 99 jaar. Ja. So hy is nou gediskwalifiseer, hy mag nie meer Lego speel nie. Legos is nou uit vir hom. Shame, maar jy het nou net van 'n skilpad gepraat, die oudste skilpad. Ja, so Jonathan. mooi in lyn met David Attenborough en al die discoveries wat hy gemaak het. So die is die oudste landdier recorded landdier ter wêreld. Ek vermoed nie daar's enige dier ouer nie. Ek dink dalk 'n krokodil. Hulle is almal prehistories. Ja, die reptiele. Ja. Almal seker dinosaur vibes. So hierdie is 'n skilpad. Dis 'n Is 'n skilpad? Ja, skilpad is 'n reptiel. Ja, skilpad is 'n reptiel. Skilpad se naam is Jonathan. Ja. Jonathan lewe tans op Sint Helena Eiland. Jonathan word ook in Mei maand Ja. 194 jaar oud. So hy's 94 jaar ouer as David Attenborough. Imagine that. So hy was dink jy in daar toe Napoleon daar op hy was maar Sint Helena. Napoleon was maar Sint Helena toe vir so die storie lei dat hy kom oorspronklik, hy's gebore in Seychelles. Hy het daar uit sy dopie uitgeklim. Hoe is dit van daai Dis 'n Seychelles skulp daai. Ja, dit is Ja. dis moerse goed is. Ja. Ek het dit al gesien. Ek dink dit is op die Ladik eiland. Dis ongelooflik. Dit is soos as jy lank, ek sweer dit sal jy opeet. Dit is soos Nee, hulle moerse. ja, Jonathan lyk vreeslik vriendelik. Jonathan het nie meer 'n tand oor nie. Maar hy het hulle tande. lip is like so. Ek weet nie of hulle dis nie tand maar sy lip is like Maar hy sê ja, Soos 'n regte ou mens Sy se het- lip is. Wat nie tande sy sê ouma, as sy haar tande uitgehaal het. Mama, mama. Ja, daar's 'n grappie daar ook. Ek kan nie onthou ek is vandag op by waarvan ek kan nie grappies onthou nie. Ek kan net punchlines onthou. Ag Jacqueline, ek sien min onthou, maar ja, okay. Mamma, ek het nog nooit 'n man so lekker op sy gat sien val nie. Dit was die punchline, maar julle kan my bad as ek die actual grappie kan onthou. Maar as jy die grapjie onthou, stuur ons 'n boodskap. Ek het nog altyd gesê dat ek wil die Emma skop as ek nog mooi en ferm is. Maar nou ek wil 'n nuwe ding daarby sit. En as ek nie, ek maar jy gaan dit nou. Dis nog baie mooi, Matthys. Ek weet nie van Ferm is 'n dis 'n groot woord. Jy's nog pragtig. En die ander ding is ek wil nie soveel kak wees nie. So dan dink ek my daas min. Ek sê. Maar ja, Sint Helena is lyk my 'n moose nice plek. En wat ek kon verstaan het, dit is verskriklike interessante geografie. Want iewers skielik lyk dit soos 'n woestyn, dan is dit heeltemal tropies. Dis ook een van die eilande waar juist die einste so David Attenborough baie van sy navorsing gedoen het. Onder andere en ander wetenskaplikes ook. Bekende wetenskaplikes Charles Darwin het ook daar baie navorsing gedoen. So it's a cool place. I'd love to go. So die plan maak. Ja, en daar's As die jet fuel pryse weer regkom. As jy daaroor praat nie. Dan 'n ander ding terwyl ons nou praat oor skilpaaie en prehistoriese, het jy gesê daar's 'n besigheidsman van Gauteng wat omgekom het met 'n krokodil. Omgang gehad het met 'n krokodil en toe omgekom het. Ja, want ek weet nie van of omgang, ek dink enigiets is vir hom lekker in hierdie situasie. Maar ja, is 'n crazy storie. Is 'n besigheidsman van Gauteng. Ja. Wat daar rondgery het en toe die Komati poort of die Komati rivier oorgesteek is. Hy is nou vermis vir omtrent 'n week en almal het hom gesoek en everyone from SAP Search Rescue Unit, the Nats Joint Sandparks, Emergency Medical Services, ek meen dit hou aan en aan en aan, so die hele wêreld was op soek na hierdie man. En lyk my hy het die rivier oorgesteek op 'n stuk wat hy verspoel is op 'n lae brug. Ja. Wel na al die reën en kreer, ek meen. Ja. Klink of die helfte van die paaie nie meer bestaan nie. Ja, en toe nou daar meegesleep in 'n deel van die rivier wat klink my crocodile infested is. Dis 'n horror movie. Ja. En hulle het hom gesoek en toe eventually 'n krokodil gekry wat lyk toe nou hy's bietjie goed stewig. Was dit 'n stewige man ook? Weet jy? Nee, ek het geen idee nie. Daar's nog nie foto's van die man uit nie. Okay. Hulle het die krokodil toe nou uitgesit. Ja. En hom toe nou ge-airlift, want hulle kan nie mense in daai deel instuur nie, want daar's soveel krokodille, so hulle kan nie mense per voet daar instuur nie. Ja. So hulle airlift toe nou hierdie arme ou in hierdie krokodilpoel in.
En hy kom toe nou in die helikopter trek toe nou hierdie massive krokodil daar uit, Matthys. Ja. Hulle het toe nou bevestig dat die man se oorblyfsels, ja. Is gevind in die krokodil. Okay. So ja, crazy storie julle, pas op vir die natuur. Kan ek net ek moet net die ironie van hierdie storie. Ek het laasweek so 'n keer gegaan oor Ford Rangers. O, kan ek raai? Het hy 'n Ford Ranger bestuur? Hy het 'n Ford Ranger bestuur. Ouens, so ek kan nie Ford Ranger, pas op vir die natuur. Kan jy waarop hy kom van Pretoria of Benoni? Ja, wel hulle is volop in Gauteng, Matthys. Dit kan actually maar enige plek wees. Ek dink ons het nydag maandag, die vakansiedag maandag, het ons saam met gemene vriende van my en jou gekuier, ook ons gemene dokter en sielkundige. Maar jy was nie daar nie. Ek wil net sê, jy is my memory so kaak. Ek en ons vervaardiger het met hulle gekuier en toe vertel hulle was ook onlangs in die Kreerwiltuin gewees vir 'n naweek by een of ander Moselani private lodge, is dit, maar die spesifieke lodge het ook so in die rivier, ook so 'n tipe van laagwaterbruggie, en daar bly 'n krokodil, maar al vir jare, want hulle gaan elke jaar na die ding toe, na die plek toe, en hulle sien elke jaar die krokodil, en dan kom hy glo uit, sien hy die oogies, en gaan weer terug, maar hy is die hele tyd daar, en hulle sit toe nou en kyk vir die krokodil, en ek dink ander goed is voels of so ietsie, en toe ry daar 'n ander kar verby, en ek wil myself nou verstaan, was ook 'n Ford Ranger, maar anders, kom ons hou met die Ford Ranger, dit maak dit 'n goeie storie. En in die kar het toe 'n kind soos by die venster uitgegaan. En toe spring daai krokodil uit. En het die kind gemis. Maar dankie tog. Dit was nog een gelees. Miskien is hulle besig om haar oor te vat na hierdie vloede. Ja. Is dit soos die apocalypse van die krokodille? Ja, ek dink baie keer dis my krokodille is my baie gedink. Angsbenemend lelik. Geef my 'n slang enige dag van die week, maar nie 'n krokodil nie. O nee, ek kan nie eens met 'n slang ook nie. Ja. En mense wat daai krokodilvel goeders dra, I do judge you on that. Ja, dit was sak of skoene of fucking groot in die 80s. Ja, dit was. Handsakke, beursies. Ek onthou my ma was baie trots op haar krokodilvel beursie. Ja, in die 80s en 90s onthou ek dit was nogal 'n ding gewees om so krokodilplase te gaan. Dit was so 'n ding. So jy is krokodilplase toe gegaan, dan kyk jy na die krokodille, hulle wys hoe voer hulle dooie honders en dan na die tyd koop jy 'n beursie of 'n handsak. Ek was 'n paar keer by dit. Skooluitstappies. Okay, Rissenburg skooluitstappies na die krokodilplaas toe. Lekker. Ons het al die pad Hartbeespoortdam toe gegaan. Vir dit. Daar was mos daai dieretuin en ek dink hy is nog steeds daar. Maar weet jy wat mense vir die algemeen, nee, ek dink hy is nog steeds daar. Ek het actually nou reg van gekry, ja. The Reptile Park or something. Ja. Het jy gesien hy ook wat in die Kreer, was nou rukkie terug. Is 'n uitlander. Ja. Hulle het 'n sighting gehad van 'n klomp leeu's. Dis dit nou obviously soos wat dit maar in die Kreer is, nou lyk dit soos die N1 op 'n fucking Vrydagoggend 9:00. Dan nou stop almal en almal wil nou die leeu sighting sien. En die bra klim toe nou sommer net uit sy kar uit en loop en gaan neem af en toe die mense het nou vir hom sê, hoorie, kan jy terugklim in jou kar? This is illegal, it's not only dangerous, it's illegal. Toe begin hy zaps gooi en skree net F you vir almal. Anyway, natuurlik, dis 2026, so almal het 'n videoetjie geneem en vir hom gepost en hulle het vir hom opgespoor. Ag, en toe fyn hulle hom maar R2500. Wat is dit nou vir 'n uitlander wat nou kom vakansie hou? Hy het nou foto's om van die leeu te wys en video's waar hy vir die hele Suid-Afrika skree. F you. Ja, en hoeveel ponde of euros of dollars is daai? Ja, plamen. Ek sê Matthys, meer mense moet net geëet word deur leeu's en krokodille. Maar hulle praat ook mos van die krokodille. Hulle sê hulle is in die Limpopo rivier, wat die skeiding is tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. Ja. En Zimbabwe. Nee, of is dit Mozambique, wat ook al. Maar anyways, een van daai skeidings. Wat hulle sê dat die krokodille is die beste beamptes. Ja, die grensbeamptes. Hulle is die mees effektiefste om seker te maak ons kry nie illegal immigrants nie. Ja, en clearly hou hulle van mensvleis. So hulle, want as die krokodil nou hierdie ou geëet het, so as jy gaan met 'n haai aanval byvoorbeeld. Ja. So hulle sê altyd vir jou, haai gaan jou nie eet nie. Hy hou nie van jou vleis nie, maar hy byt jou
En dan besef van ja, hy like dit nie eintlik nie. So mens kry nooit mense wat opgevreet word deur haie nie. Ja. Hulle verloor 'n arm of 'n been of hulle is net maar duidelik hou krokodille van mensvleis. Maar hulle sê mensvleis is soet. Ons proegloos soet. Ja, en ek het ook al gelees die naaste vleis wat ons eet, wat mense aan is vark. Ja. Kan nie dan dink as ek bacon eet nie, ja. Maar bacon is mos nie vark nie. Baie lekker. Bacon is glad nie vark. Dis 'n voedselsoort op sy eie. Ja. Ja, dis 'n subspesie. Dit word gemaak in 'n fabriek. Ja, iets is dit. Dan natuurlik Suid-Afrika het wat ons laas gesê dis 'n movie. Daar gebeur elke dag, elke week gebeur daar iets. Lou van ons gebeur. Ek het die snaakste meme gesien. Gaan jy dis toe gaan? Ek moet vir jou hierdie eers vertel voordat ons nou nie ek moet rook. In die kakkenare van die politiek en raak. Ek sien hierdie meme van hierdie swart bra wat sê vir die Afrikaanse mense, hy het 'n vraag vir die Afrikaanse mense. Asseblief, hy weet nou van alles, maar wat is gegebergtes? In die landslied. Wat is hierdie gegebergtes? Hy sê ons het alles geleer op skool. Ons het geleer van trappe van vergelyking en om te beklemtoon. Ja. Maar wat die hel is gegebergtes? Ja, anyway, net vir die nou daar. Dit is nog al 'n gegebergtes. Ek dink is eintlik gebergtes. Van ons gebergtes. Yes, maar dis nou op tuin, hè. Okay, nee, kom ons beweeg hier aan. Maar ek dink soos wat mense dit leer sing, sit jy daai ekstra gege aan. Gebergtes. Dit is eintlik ewige gebergtes. Ja, dit is ewig. Waar die kranse antwoord spreek. Mimi doen hom. Mimi channel jy vir Mimi. So Suid-Afrika het nuwe BE wette sê hy. En dit maak dit nog meer moeiliker vir enige persoon om besig te doen in Suid-Afrika. Ja, soos die jaar van 2026 nie moeilik genoeg is vir almal van ons en veral vir ons met klein besighede wat net probeer kop bo water hou, besighede groei en werksgeleenthede probeer skep nie. So ek sal net vir hulle die just van dit gee. Ek kan nie glo dat hulle dink hierdie gaan eerstens die ekonomie groei nie. Al wat dit gaan groei is die tax base, basically maar. So dit gaan geld in hulle koffers inbring. So hulle raak vir my so desperaat, Matthys, dat hulle op hierdie stadium kyk waarever hulle van ons nog 'n ou geldjie kan vat, nê. So net in opsomming, die eerste in die Public Procurement Act Amendments gaan laat maatskappye moet nou wys dat hulle 40% van hulle vorige procurement was gedoen met 51% black-owned or managed businesses. Nou kan jy dink wat se implikasie dit vir iemand wat nou 'n besigheid begin. Ja, okay, maar so al jou vorige transaksies, so hoe ek hierdie verstaan. Wel nou teruggewerk. Ek gaan vir jou sê private procurement spent. Ek neem aan forever. Ja, hulle sê nie 'n datum nie. Hulle sê net private procurement must be procurement was spent with 51% black-owned or managed businesses. Ja. So as jy dit nog nie kon doen in jou history nie, en ek weet ons almal as besigheidseienaars, ons almal wil met almal besigheid doen. So ons doen nou maar hierdie kak wat ons nie voor lus is nie en gaan kry 'n BE sertifikaat en doen whatever se ander dinge ons moet doen om ons BE rating op te kry. En nou sê hulle vir ons nee, maar ons gaan in elk geval ook nie vir julle besigheid gee nie want jy het nog nie. Ja, so dink vir my dat die BE rating val dan nou weg. Die feit dat jy level 4 is of 3 of 2. Nee, daar kom nog. Dis nie die enigste reël nie. Dis nie die enigste reël nie. Nee. Hou vas jou matras, bro. Okay, want die fos is veel los. Ja, so dit sê weer eens vir my, al wat gaan gebeur is die geld gaan weer sirkuleer tussen dieselfde entrepreneurs en al hierdie bliksems wat klaar garages vol karre het. Ek hoor in die week 'n storie by mense wat nie genoem sal word nie. Van hoe hierdie ouens by kar dealerships inloop. En hulle moet geld spandeer want hulle wil nie die tax, hulle wil obviously probeer ook op belasting maar ontduik, nê. Dan koop hierdie ou, sien my loop in by Mercedes, dan wil hy die duurste Mercedes hê, maar hy sukses. Hy soek een vir sy vrou, vir elkeen van sy kinders, vir sy skoonma, en hy pays cash. Ja. It's only cash. En dit is hoekom hierdie ouens, hulle word gebast en dan word al hierdie Magdom sportmotors wat nog splinter nie. Ja, wat ons het dit nou gesien. Die afgelope ruk met die Magdalene Commission. En waar die car dealership vir hierdie spesifieke persoon ook, hulle probeer aanmoedig om ook hulle kar kontant te koop. Want dis hulle nie maar hierdie car dealership en dis nuwe karre, kan ek dit vir julle sê, dis nie 'n second hand car dealership nie. Ja, so ons praat van 1 miljoen plus.
Ja, in kontant. Ek dink eintlik ver meer is dit. Wat hulle sê, want ons het 'n manier om die geld te bas. So, dis kom die ouens by hulle so baie karre kom koop. Okay, dan reduce preferential procurement points. Okay, so jy is slimmer as ek gaan vir jou lees. Proposed changes aim to reduce points from buying from 51% black ownership businesses from 11 down to 3, shifting the focus to 100% black owned enterprises. So as jy dan nou net, hoe ek het verstaan, as jy net 51 het, kry jy nou minder punte. Ja. Okay, sectoral targets, new codes for the legal sector. Gaan geënforce word, requires law firms with over a 5 million rand turnover to reach 50% black ownership and management within 5 years. So hulle raak nou moes spesifiek oor industrie ook, né? Ja. Ek dink die rede vir daai nogal, en don't quote me, maar dis net my eie insig, is ons het oor die laaste paar jare baie groot increase gesien in die hoeveelheid black lawyers wat qualify. So ons het hier op hierdie stadium 'n oorsupply. Okay. Van prokureurs en veral swart prokureurs. So hierdie ouens gaan swat met al hierdie drome en hierdie wonderlike idees en dan sit hulle daar sonder werk. Dan the New Transformation Fund. Ag, natuurlik. Ja. Sien jy weer eens nog ietsie om 'n geldjie te kry. Companies can potentially contribute 3% of net profit after tax. Ja. So jy slaag tax en nou gee jy nog en dan moet jy 3% van jou profit vir die transformation fund gee. Ja, dan koop jy koop mos dan eintlik vir jou BE punte. Ja. Ja, nou die laaste highlight, en dis ook nog nie alles nie, maar een laaste die veranderinge tot die employment equity alignment, is dat designated employers, ons het hierdie al laas jaar sien in werking tree met 50%, met 50 of meer werknemers. Sofia. It must align with the new 5-year sector specific numeral targets. Wat basically nou sê, ek dink daai het ook gesê 50 of meer, dan moet, wat was die reël nou weer gewees, ek vergeet, maar ook meer as 50% van jou werkers moet in die BE kategorie in sekere bands of soos bestuur. Ja. Dis hoe ek dit verstaan het. Ja, wat ek nou nog 'n artikel gelees van 'n company wat nou hard gebliksem word want hulle employ apparently te veel swart vrouens. Ek meen raak ons nou so spesifiek, wat het geword van produktiwiteit, Matthys? Wat het geword van actual growth? Beste persoon vir die werk. Beste persoon vir die werk. Making an actual contribution. Not only to the economy, but to society. Nou gaan dit maar net oor, hoe lyk jou nommertjies oor jou? Jy het nou te veel swart vrouens. Maar kyk, dis hoekom Gayton Moss in soveel moeilikheid is. Want hy is een van die enigste ministers, vandat hy in die posisie is, van minister van Sports, Arts and Culture, wat hy gekyk het na die representasie van sy departement oor wat die land se BE wette verwag, oor hoeveel swart vrouens, swart mans, Indiërs, kleerlinge, blanke, het hy besef dat sy departement is glad nie representable nie, of representative nie. En dit is hoekom meeste van die job applications of job adverts tans van Department of Sports, Arts and Culture spesifiseer hulle soek 'n blanke man of 'n kleerling vrou of 'n kleerling man. Ek kan nie imagine hoeveel. En dit is hoekom hy in soveel moeilikheid is. Dit veroorsaak het. Want ek dink as ek reg onthou, het ek iewers gelees dat hy het gesê dat hy met iets soos 20% van sy mense in sy departement vervang, want hulle is almal swart vrouens. Hy het te veel swart vrouens. Maar onthou, 'n swart vrou tel die meeste punte op die BE skaal. Ja, geen groot ding vir my is disabled swart vrou, lesbian met vigs kry. Ja, dan is jy in die fucking pansies. Ja, dit raak iets my al hoe meer belaglik, Matthys. Net ons tot die punt gekom het wat ons gedink het, dit kan nie meer ridiculous word nie. Ja. Raak dit nou even meer ridiculous. En my ding is net, wanneer gaan ons die lyn trek om te sê, ek is all vir transformasie, met my glad nie verkeerd verstaan nie. Maar dan moet 'n balans wees tussen 'n skills transfer en empowerment. So jy kan ook nie net mense in posisies sit, maar hulle het nie die skills om daai werk te doen nie. Yep. You setting them up for failure, en overall die groter effek daarvan is 'n groter negatiewe effek. Niks positief kan daar uitkom nie. Wanneer het die beleid? So, ja, ek dink net 'n mens met 'n baie mooi, ek dink transformasie vir my moet gebeur op laerskoolvlak, op basiese onderwysvlak. As ons dit kan regkry, en ek hamer al ewig aan oor onderwys, want ek dink dit is absoluut die key
om 'n land weer op sy voete te sit en ook om wat noem hulle the discrepancies of the past te herstel. Matthys, as ek president van hierdie land was, het ek verseker die BEE wette verslap. Ek sal nie sê mens moet dit heeltemal van onkant maak, wat is die woord? Ontslaap. Ja, maar ek sou nie? Hoekom sê jy dit? Okay, want ek wil nie mense hê, ek wil nie weer mense moet begin goed brand en whatever nie. So ja, okay, maar ja, dit sal 'n stelselmatige ding moet wees, maar wat ek my fokus sal opsit is om ons beste onderwysers om weer eens onderwys as 'n career sexy te maak. Ek weet nie of dit ooit sexy was nie, but there's a first for everything. Maak dit sexy. Kry jou beste onderwysers en sit hulle in die rural skole en gaan betaal hulle genoeg om daai kinders te gaan ophef. Dit is waar ophef begin. Ja, is op daai vlak. Ek stem heeltemal saam met jou dat education is een van die grootste gapings wat ons het in Suid-Afrika. En dit kom die afgelope 20-25 jaar. Ek sien onder andere iewers in die week het die persoon wat verantwoordelik is vir onderwys in Gauteng, ek kan nie eens onthou wat sy naam is nie en wat jy hom noem nie, maar die MP of iets soos dit van Gauteng, het hy gesê dat hoeveel agterstand van skole het ons en hoeveel skole ons kort om die hoeveelheid kinders te kan diens. En natuurlik is die verskoning nou dat dit gaan oor verstedeliking. Dit is hoekom ja, ons het plek in die stedelike skole vir almal. Ja, want almal verstedelik nou. Maar niks word gesê dat in die afgelope hoeveel jaar is daar nie skole gebou nie. Ja. Want of skole is begin bou en die geld is gesteel. Skole in Gauteng wat nog steeds pittoilette het. Daar's nou hierdie moeëse skandaal oor die boeke. Wat gedruk moet word. Ja. Dis elke jaar se storie, Matthys, is al een of ander ou wat 'n tender kry, nie een enkele handboek word afgelaai nie. So hierdie tender het ons minister van basiese onderrig, het sy nou die investigation geloods, wat natuurlik nou spanning tussen haar en die DG laat van haar departement, en hy is nou besig om haar te blameer van politieke inmenging, want obviously dis dit mense nou noem, as jy foute uitwys, dan meng jy nou in. Politieke inmenging. Want een van die maatskappye aan wie die tender toegestaan is, om hierdie spesifieke boeke wat die departement nou gesê het, moet gedruk word. Want lyk my die publishers, moet die departement sê, dit is wat moet gebeur, en dan moet die publishers voorstelle voorlê, om te sê, dit is hoe hulle dink, dit moet lyk. En dan keer die departement dit goed, of hulle keer dit af. En die grootste gedeelte van hierdie boeke wat nou goedgekeur is die tender goedgekeur aan 'n maatskappy wat 3 dae nadat die tender toegestaan is, eers geregistreer is. Ja, jy sien so, ek meen dit riek van skelmgheid. En dit is alles die essensie van dit is BEE. Dit is die bottom line kom ek gaan terug in 'n ideale wêreld in Suid-Afrika is BEE. Ja. Ek sien jou saam, dan skrap ons BEE heeltemal. Ja. En ons het hopeloos te veel prokureurs. Ons het hulle nie nodig nie. Wat ons meer van nodig het is goeie onderwysers. Goeie opgeleide onderwysers, passievolle mense. En weet jy wat het ons nog nodig, Matthys? Goeie verpleegsters in hospitale. Goeie passievolle. As ons daai twee goed net kan regkry, wil ek vir jou sê, ek dink die ripple effek in hierdie land gaan astronomies wees in 'n positiewe rigting. Ek dink die ding wat ek hoor wat jy sê, is mense wat actually net weer care, wat omgee. Mense wat dit doen vir die regte rede. Ja, mense wat actually verskil maak in ander mense se lewens, wat hulle actually kan opbou en ophef. Ja, so dit is my rol is dit. So eintlik sê jy vir my ons is gefok met die nuwe BEE wette. Wanneer tree dit in werking? Ons is meer gefok. Ja, wel hulle sê in 2026, ek weet nie presies wanneer deur wat dit nog alles moet gaan nie, maar dit is basically maar goedgekeur. Ja. En ja, op die einde van die dag, Matthys, ja, dit voel vir my ons word net al hoe meer gefok. En ja, it's like there's no light at the end of the tunnel. Dit voel nie vir my of dinge beter word in 'n regte rigting nie. Ek het dit ding ook gesien terwyl ons nou op BEE is. 'n vrou wat geskryf het na aanleiding van Elon Musk se post oor BEE en Starlink al daai goeters. Wat sy, en ek kan dit nou nie verbyte mooi onthou nie, wat sy praat van in die 2022 jaar, want ek dink BEE het in werking getree in 2004. Die wet is geproklameer in 2003 en 2004 dink ek het in werking getree.
En as jy gaan kyk na die hoeveelheid werksloosheid, hoeveel het dit ge-increase. Maar interessant, die statistiek wat sy na gekyk het, is hoeveel werkloosheid het ge-increase onder die swart gemeenskap. Dat daar is meer werkloosheid onder swart mense as wat daar is onder blanke mense. Maar dit maak sin, want daar is ook groter hoeveelheid swart mense in Suid-Afrika. So, ja, maar die ding is, Matthijs, as jy dit proporsioneel vat, as al julle analise proporsioneel was, is dit actually baie shocking, maar dis dit nie eintlik die doel van PE gewees, is om hierdie te counter nie. En nou presies die teenoorgestelde. Ons is nie kwaad genoeg vir die regering nie, Matthijs. Ek dink dit elke keer as my water afgaan of my krag afgaan wat op 'n weeklikse basis gebeur, dan dink ek is nie kwaad genoeg nie. Ja, ons is nie kwaad genoeg nie. Wel, ek en jy is kwaad genoeg op klets. Ja, maar ek guess the counter of that argument is, in hierdie land, as jy nie jou sin vir humor gaan hou nie, as jy gaan jy so depressief raak. So, ons moet maar lag betamel by die goed. En ja, ek meen, die ouens doen net wat hulle wil, Matthijs. Net 'n paar weke na Paul Mashatile toe task geroep is in die media, as gevolg van sy motorcade, wat in Midrand daar in 'n one-way, ek dink dit was in Allendale weg. Hulle is om teen verkeer aan die kant wat Paul Mashatile toe moes ry, die verkeer te erg. So Paul Mashatile se motorcade besluit toe hy gaan nou almal in die aankomende verkeer moet nou aftrek. Hy gaan nou daar ry. Ja, ek weet dit was oral op sosiale media gewees. Ja. En toe nou hier in laasweek, was die presidensiële motorcade in 'n ons Cyril se motorcade. Ons weet nou nog nie of ons Cyril in die motorcade actually was nie. Ek sal nou vir jou sê hoekom weet ons dit nog nie. Was in 'n ongeluk betrokke op die N1 in Midrand, net voor Nieuweg. En dit is vasgevang natuurlik op honderde dashcams, want almal het nou dashcam. En jy kan duidelik sien is een van daai swart BMW's in die motorcade wat absoluut so onverantwoordelik rondjaag en almal probeer van die pad afdruk en te kere gaan. En jy weet dit moenie gebeur nie. Dit moet absoluut nie gebeur nie. Wat vir my skokkend was daarvan, ek het gaan probeer lees daaroor want ek wou nou vir julle meer inligting gee, soos byvoorbeeld was ons veerlose squirrel in die kar. Jy kry dit nêrens nie, Matthijs. Dit was rife op social media deur die publiek aangemeld. Ek kry op 'n enkele niks platform enige iets oor dit nie. En dan sê jy vir my ons het free journalism. Exactly. Maar dit sou vir my 'n groter probleem gewees het as Cyril nie in die motorcade is nie, of sy nie deel was van, want hoekom jaag julle dan? Hulle jaag om te gaan optel dan. En ek het eintlik 'n probleem met dit ook. Hoekom moet ons almal beplan om betyds te wees vir 'n meeting tussen Pretoria en Johannesburg? Jy neem die verkeer van die N1 in 8, so jy ry dalk 'n uur vroeër of 'n halfuur of wat ook al. Ons planne maak. Ons verkeersligte werk nie, jy gaan ook 'n pothol tref. Ons moet planne maak en ons moet by die wette en die reëls, die padwette en die reëls van Suid-Afrika bly. Maar omdat ek die president of die visie-president is, hoef ek dit nie doen nie. Ja. Is dit nie, hoekom is hulle beter as en dan kan ek vir jou beloof, ek meen ons het nou net Cyril se family meetings as evidence. Ek kan vir jou beloof, maak as ek hoe vinnig gaan ons ry nie, hy is in elk geval laat vir elke vergadering. Want hy is laat gebore. En dit is disrespectful. Ek het nou eendag 'n onderhoud gesien, ek vergeet die ou se naam, was een van Madiba se chief bodyguards gewees. Het 'n onderhoud gehad met Alec Hogg op Biz News. En hy het daar die storie vertel van die eendag wat hulle ook gejaag het na sy huis in Houghton toe. Ja. En wat die bodyguard ook almal probeer uit die pad uit kry en flash en te kere gaan. En hy was nie in Madiba se kar nie, maar Madiba kon toe nou alles nou hoor op die radio's en so. En toe hulle toe nou eventually by Madiba se huis stop, toe klim hy uit toe roep hy die mannetjie. Toe sê hy vir hom, hierdie gaan nie weer gebeur nie. Jy behandel nie burgers van ons land met soveel disrespek nie. Want dit is hoe dit moet wees. Ja. Imagine as ons nou nog vir Madiba gehad het, hè? Exactly. Ek dink dit sou 'n ander wêreld gewees. Praat van potholes, net een laaste storie. Dit lê my na in die hart want is daar in Winnie Madikizela Mandela Drive, aka William Nicol. En ek sien toe nou die potholes is nou gefiks vanoggend, toe ek nou hier Pretoria toe ry. Uiteindelik, vir die eerste keer, ek weet nie hoe lank nie. Anyway, die man neem toe 'n video by die BP. Daar's 'n BP, die van julle wat William Nicol Drive ken, julle sal nou weet presies van wat 'n BP ek praat as jy nou afry na die armdeel van Sandton toe. Voorwys se kant. Ja, as jy nou regs draai. Ja. Daai BP. Hy slaat toe nou
een van die famous bottles waaronder wel 'n klomp goed gepost is. Ek is verbaas dat Tannie Helen nog nie daar was en iets gedoen het nie. Stop by die BP, hy het sy wiel afgeskryf, hulle ruil vir hom sy wiel om. Hy neem die video, dit was 11:00 in die oggend. Toe die ouens het aan skof gekom het 6:00 aan skof gekom. Toe sê hulle vir hom, hy is die 28ste wiel wat hulle ruil daai oggend as gevolg van daai een pothole. Terwyl as jou potholes is, ek meen dit is mos net Tannie Helen se grootste campaign op die stadium, is die potholes. En op dit ook, ons verkiesingsdatum is bekend gemaak. So dit is 4 November 2026. In ons tweede episode van 2026 het ons met Catherine Laurent gepraat. Die astrologer. En sy het nou gesê dat Tannie Helen gaan die verkiesing wen, maar net as die verkiesing datum in 2027 is. Nie in 2026. So, as jy, ons sal die link gaan in die beskrywing sit, jy kan dit weer gaan luister, maar kom ons kyk, November, of Catherine reg is. Ons gaan die sterre verkeerd bewys, ons moet die sterre verkeerd bewys met hierdie ene. Oor hierdie ene, hier is 'n song wat ek gehoor het van Tannie Helen. Daar's 'n bottel in die pad, dis 'n baie groot gat. Ou Helen klim in en swem deur die ding en sy swem saam met wie weet wat. Daar's iets wat haar dryf, dis brein en styf, dit het nie 'n kop nie, dit het net 'n lyf, maar sy knyp toe haar oë en swem verby, want niks gaan vir Helen van stryk afkry. Tannie Helen, niks gaan af van stryd af kry nie. So ek sê weer eens, al marketingkampanje is die beste van die publiek hardloop met dit. Nou maak hulle liedjies, hulle maak hashtags, so ons moet maar net ons moet net gaan stem. Dis die belangrikste ding. Ons moet net gaan stem. Gaan registreer en stem vir verandering. Nog wette, natuurlik, wat is Suid-Afrika sonder beleide en wette? Ons het net gepraat oor die BE, maar 2 ander wette wat die afgelope ruk nuusopskrifte oorheers het, is Solly Malatsi van die DA, die minister van kommunikasie, se AI policy wat deur AI geskryf is. En die rede hoe ons dit uitgevind het, is toe News24, of Netwerk 24, ek dink het was News24 actually, hulle het gaan ondersoek instel oor die reference list, en toe agtergekom dat meerderheid van die references bestaan. Is gefake. Hy het gehallucinate. En Solly is 'n paar keer oor die kole gehaal met onderhoude, waar hulle van vra, so sê vir ons wat se AI het geskryf, wat hy nie kan antwoord nie. Sê vir ons, hoe is hierdie gepubliseer, sonder dat iemand het gecheck het, wat hy nie kan antwoord nie. So dis 'n bietjie van 'n eier op die DA se gesig. Ek voel jammer vir mense soos Tannie Helen, want soveel soos wat sy net probeer dinge reg doen en verandering maak, haar span sal ons te leer. They just an absolute embarrassment. A repeating embarrassment. En my groot ding met hierdie ding is, ek het geen pyn daarmee as jy AI gebruik om jou te help om met die goed te skryf nie. I mean, come on, let's be honest, we all use AI for many things every day. My pyn met dit is, dat jy nie die verantwoordelikheid vat om dit ten minste te check, dit in jou eie formaat eers te sit, seker te maak dat wanneer dit van jou tafel af gaan, en dit is 'n beleid wat goedgekeur moet word. 'n Beleid wat gaan oor AI. Oor dit is AI. 'n AI-beleid. Ja. My ander punt met dit is, Matthys, jy weet, ons het van die wêreld se vernaamste AI-kenners in Suid-Afrika. Ons het van ons navorsers, van ons akademikuste, van ons corporate practitioners, doen goed wat regtig die pas stel in die wêreld. Hoekom kry jy nie hulle in om te konsulteer op jou beleid nie? Ek meen, dit voel vir my dan like a half-assed job. Oh, it's just something we need to get done. So let's just get it done. Dit wys ook vir my hoe detached hierdie ouens is. Kan jy, Solly Malatsi gebruik dalk nie eens AI nie. Ek kan nie sy span het dit probably vir hom opgestel, nie hy nie. Ja, nee, sy span het, natuurlijk. En as hy AI gebruik, is hy probably nog op die free version van ChatGPT. Dis hoe ver hy gekom het. Dis hoe ver AI nog sy brein geblaas het. Hierdie ouens het die touch met reality, die hoeveelheid werk. Ek dink ek het nou nog vir jou gesê, as dit nie vir AI was nie, so ek nie 1/4 van die werk gedoen kry wat ek elke dag gedoen kry. Ek het al 'n paar keer gesê, as AI besluit, I quit as well, I'm done. Maar ons het nou al maniere uitgefigure oor hoe om AI te kry om vir ons te werk,
hoe om dit te check, hoe om te seker verskillende AI's, verskillende goeders. Van hulle ChatGPT hy's very elucid, ek dink hy's heel dag op fucking mushrooms. Ek kan jou waarborg, hierdie goed is geskryf deur ChatGPT. It's a free version. 10 Die probleem is, Colleen, dis nie die enigste eier op die DA se gesig nie. Die tweede eier is dat nog 2 staatsamptenare is in die sop oor KI gebruik en die keer van die departement van binnelandse sake. Ja, Daar okay, is dit raak 'n bietjie ingewikkeld. Daar's ook AI hallucinations in 'n nuwe wetgewing beleid wat gepubliseer is en dit is nog steeds gedeeltes van die reference list wat hy weer gehallusineer het, maar die departement, en dit is natuurlik Dr. Leon Schreiber, en kudos vir hom, al die goedes wat hy al gedoen het in Home Affairs, by all means, jy doen 'n moeë goeie job, maar dis die detail goeders, en hy sê hulle verder dat hulle bly nog steeds by die woorde en konteks van die beleid. Dit is net die reference list wat die probleem is. Maar hoe kan jy dit waarborg? En weer eens was dit nuus van die vol wat dit opgetel het. Maar weer eens as jou reference list verkeerd is, dan sê jy vir my jy het nie materiaal gekonsulteer om hierdie ding op te stel nie. Exactly. Jy het nie die references gelees nie. Ek het 'n teorie. Hoekom dink jy is dit in basies 'n periode van 7 dae 2 nuwe beleide onder spesifiek DA ministers? Just a question. Ek weet nie wat jou teorie. Is dit nie gepland om die DA in 'n slegte lig en daai ministers in 'n slegte lig te plaas? Want onthou, hulle is nou die mense wat moet antwoord. Maar hulle het dit nie self opgestel. Maar hulle antwoord ook nie. So ja, daar val die argument ook vir my. Ek dink hulle moet net 'n bietjie meer just be blunt en sê I fucked up, of weet jy wat, ek het dit nie gecheck nie, of weet jy wat, my team, dis die groot ding. Ek gaan my team reprimand want iemand hier het opgefok en maar jy weet Matthys, dis maar die ou ding in die huidige bureaukrasie en enige bureaukratiese environment is niemand se kop rol ooit nie. Nee. Jy kan so kaksleg wees as wat jy op enige given day kan wees en jou kop gaan glad nie rol nie. It is by depressing. Consumer Protection Act, spam calls, ek meen dit is iets wat dis 'n moeë storie op die stadium. Die statistiek wys dat Suid-Afrika omtrent 30 biljoen spam calls 'n jaar kry. Suid-Afrikaners. En hulle werk dit uit dat die average kry 'n average Suid-Afrikaner met 'n selfoonkontrak 236 spam calls 'n jaar. Ek dink ek kry meer. Ek swear ek kry meer. I'm definitely above the average there. Is nie above average in baie dinge nie. Ek kry minder, maar ek dink ek weet nie of ek dit al gesê het nie, maar ek het op 'n stadium begin besef dat ek moenie meer die telefoon antwoord Matthys hallo nie. So as ek die nommer nie ken nie, dan antwoord ek net hallo. En dan hoor ek dadelik, ek kan mos daai connection delay van 'n call center wat ek sit om daar dood, as ek daai connection delay dan sit ek om neer. So dan wag ek nou om te praat en dan sal hulle vra who's speaking en dan sal ek sê but who do you want to speak to? En dan sal hulle sê hulle probeer nou my naam uitspreek. Kyk, dit is 'n moeë challenge. En dan sal ek dadelik sê I'm so sorry, he passed away. En dan haal hulle die telefoonnommer af van die database van die persoon is dood. So ek kry nie meer telefoonoproepe nie. So try dit werk. Ja. Ek kry aansienlik minder die laaste 2 weke. Ek moet sê dit het my nogal opgeval. Maar ek antwoord hulle glad nie. Ek het altyd 'n reël gehad, ek was altyd half angstig om nie 'n nommer te antwoord ek nie ken nie. Veral as hy partymal lyk hulle nogal 'n legit nommers. Hy sê hulle sê mos nie altyd 'n unknown number nie. Die IP nommers is baie clever. Hy lyk nogal soos 'n legit nommer. En as ek altyd bang dis 'n student wat bel en ek moet die student help, so dan antwoord ek altyd. Nou nie meer nie. So my voicemail sê ook nou sorry, ek ken nie jou nommer nie. So ek het jou probably ignore want ek ken jou nommer nie. Stuur my WhatsApp en bel ek jou terug. Dis actually 'n idee nie. En dit gebeur nie, maar ek antwoord nou net geen meer nommers. Ek moet sê vandat ek dit begin doen het. Ja. Kyk, is nog iets daar's kan nie doods nie. Daar's kan nie doods. Hulle bel vir my elke dag dieselfde tyd van dieselfde nommer af. En ek ignore hom elke dag. En môre dan gaan hulle daai 777 of 077
daai nommers elke dag. In my vorige lewe was ek betrokke by 'n maatskappy wat 'n call center gehad het. So ek weet hoe werk daai stelsels in die sisteme in die agtergrond. Want as jou nommer opkom, word hy gedial outomaties. Hulle kies nie, hy's in die database ingevoer. En as jy nie antwoord nie, dan herskeduleer hy op. Sit hy hom net weer in die ry. Ja. Vir volgende dag of 12 ure, 6 ure, hang af hoe die stelsel geprogrammeer is. So daar's nie 'n manier om daar uit te kom, behalwe as jy sê jy is dood nie. Dis die enigste manier. So try it. Next time, try it. Een van my ander kleintjie dood is natuurlik hierdie Discovery makelaars se sekretaresses. Dis gewoonlik een van die Discovery makelaar in Centurion of in Pretoria Oos somewhere, dan bel sy sekretaressie jou. Dan antwoord jy nou. Dan sê sy nee, is dit Colleen Hein wat praat? Ja, dan gaan sy ek bel namens meneer bla 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 en hy is nou 'n makelaar hier en hy wil vreeslik graag, ek wil net 'n dan kan ek geen woord kry nie. Appointment, afspraak. Ek wil graag met jou afspraak maak om jou finansies te hersien met hom. So sy laat dit vreeslik, maar hulle het almal dieselfde tipe girls. Jy kan imagine is hierdie jongerige kantoor tannie. Jy sien haar al klaar met Marbies. Ja. Snyerspakkie. Ja, en is altyd een van die Afrikaanse Discovery makelaars. So almal van julle in Pretoria Oos en in Centurion Discovery makelaars, please lose my number. Want vir een of ander rede het julle fucking almal my nommer. Ja, maar dit is ook 'n ding, ons moet vra waar kry jy jou nommer? Waar kry jy my nommer? En volgens die wet moet hulle dit aan jou declare. So ons as Suid-Afrikaners moet ook begin strenger raak. Ons moet weet wat sê die wet sodat ons daai mense kan begin. So daar is ook 'n gemoers gekompliseerde storie, Matthys, want ek het dit al 'n paar keer gedoen met call centers. So dan transfer jy van die een na die ander en dan stuur hulle vir jou allerlei vorms wat jy nou moet invul. Nee, maar dis nie dit werk nie. Voordat hulle vir jou kan sê wie het hulle nommer vir jou, wie het jou nommer vir hulle gegee. So nie hulle bou oral vir jou obstacles in. Moet dit net nie antwoord nie. Maar die nuwe Consumer Act gaan dit ons nou help. So apparently gaan dit ons help. So daar's as bemarkers of call centers byvoorbeeld nie die wet toepas nie, kan hulle tot en met R1 miljoen se fine kry. En hulle het tyd tot en met, as ek nie mis het nie, is dit Junie of Julie, om te comply. Begin Julie moet alle bemarkers en call centers wat gebruik maak van die National Consumer Commission se registrasiebasis, die register, hulle moet seker maak dat hulle comply. En as iemand sê byvoorbeeld 'n do not contact, moenie my kontak weer nie, moet hulle daai afhaal van daai nasionale lys. Wat dit beteken van alles af. Exactly. Want dit beteken dat as jy vir Discovery sê hulle mag nie bel nie, kan Edgars en al die plekke jou ook nie meer bel nie, want jy's op die do not contact list. Ja, sien of daai ding werk, hè. Dis hoekom ek sê jy's dood. Baie maklik. Dit is it's a definite end to that. Maar interessant met dit ook, vang iets anders in my oog oor call centers en hoe toxic daai environment is. En kyk, weer eens, disclosure, ek was betrokke by 'n call center ook, en ek het 'n groot ding gehad dat ek gesê het 'n call center agent sal voor jou staan en vir jou lieg. So hulle 'n goeie een. Nee, vir jou lieg, 'n slegte een. Hy sal voor jou staan en in jou gesig vir jou lieg. So daar's ook maar riffraff in 'n call center. Maar van die goedes was nogal vir my scary geweest van dit is 'n campaign wat gebeur het op social media 'n ruk terug waar mense hulle experiences met deel onder die hashtag Code Red. En dit het 'n movement geraak op TikTok waar mense deel hulle is in 'n call center en dis waar hulle gaan. So ek kan imagine, ek het nou altyd gesê dis die jobs wat ek die minste wil hê. Ek sal nooit in 'n call center wil werk. Ek kry daai ouens eintlik jammer. Ja, okay. As jy jouself uitgee as 'n toffie, dan moet jy bereid gewees om te sê. Nee, Matthys, mense die werk nie, hulle sit maar in daai call centers. So van die goeters wat uitgekom het, is dat 'n vrou sê dat sy was soaked in haar menstrual blood en die manager het geweier dat sy opstaan en toilet toe gaan, want die performance is af. Sy mag nie dit verlaat nie. Van die ander stories wat uitgekom het, is 'n ander persoon sê dat hulle het net in 'n hele 9 ure shift, so dit is alreeds 'n uur oor,
die Basic Employment Act daai ure, het die persoon net 7 minute gehad om toilet te gaan. Is dit in Suid-Afrika? Ja. Are you kidding? Jy ken hierdie mense nie labor laws nie, want in hierdie stadium Maar ek gaan nou daarby kom. jy in 'n Suid-Afrikaanse kantoor sit. Ek gaan nou daarby kom. Ander ene is 'n vrou het actually in kraam ingegaan en die manager het geweier dat sy die ambulans bel. Dan iemand anderste sê dat hulle familielid is oorlede en die besigheid verwag dat hulle die volgende dag terug moet wees by die werk. En ek kan jou waarborg hierdie is dinge wat regtig gebeur. I've seen a couple of call centers as well in my life. En dit is regtig dis hektiek. En dit is 'n baie spesifieke persoon wat 'n call center bestuur ook. Ja, dit klink na 'n tipe van 'n horrible persoon. Ja, hulle is gewoonlik nie nice nie. Ek kan dit met jou met 'n oop hart ook sê. En dan begin ek dink al hierdie tuistering wat ons as consumers in Suid-Afrika ervaar en al die spam calls. Waar lê die probleem eintlik? Lê die probleem dan by die registrateur of dat die mense nie comply by die act nie? Of lê die probleem eintlik by die bestuurder van daai spesifieke call center wat net absolute fok voel vir wie daai persoon moet net bel, hulle moet 'n sale maak because it's about the bottom line. Ja, en baie van ons is ook nie eens goed genoeg getrain nie, want dit is ook hoekom ek dit jammer kry, nê. Dit almal is in my bel en dink ek, "Jemel, okay, jy traai so hard, maar dis clearly dat jy nie die genoegsame training gekry het nie." Dis maar soos in 'n restaurant, Matthys. Wys my 'n kak waiter en ek wys jou 'n kak restaurant bestuurder. True. Same thing. Dis nie die waiter se skuld nie, 'n kak bestuurder. En ek dink dieselfde geld vir call centers. Maar ja, Here, ek voel vir hulle baie jammer, maar hulle moet opstaan vir hulle regte. Ek dink natuurlik die probleem is by die bemarkingsdepartement en die bemarkingsstrategie. Ja, maar die mense wat die strategie saam sit. Okay, dis moeilik vir jou. Okay, ja. Die bemarkingsstrategie. Die bemarkingsbestuurder het 'n bemarkingsstrategie. Ja, ek praat van die ou wat die strateeg. Die strateeg. Okay. Ja. Nie die strateeg nie. Die strateeg. Ja. Die statistiek. That a bit stick. Okay, ja, anyway, this a call center is the most unimaginative type of marketing that you can ever do in your life. En ek wonder partymal hoe effektief is dit regtig. Ek imagine dit kan werk in sekere besighede, maar ek dink baie van hierdie calls wat ons elke dag kry. Dit is nie die optimale manier om bemarking en verkope in jou besigheid te genereer nie. Dit was op 'n stadium. Dit is so argaïs. En dit het saamgegaan met digitale bemarking. But it is changing. En ek dink daar's 'n moeëse krisis vir daai maatskappye wat hulle besigheid gebou het op digitaal en 'n call center driven business, my opinion. Okay, maar kom ons gaan oor die water. So een van die dinge wat ek vanoggend gesien het is die self-aangestelde Suid-Afrikaanse royalty couple wat nou internasionaal famous is volgens Piet. Volgens hulle. Ek wou nou net so sê, praat jy van Mal en Piet. Ja, natuurlik. Want ek meen toe hulle moes nou in hegtenis geneem is. Toe het hy gesê hulle was famous in Suid-Afrika, maar nou is hulle famous reg. Yes, hulle is nou famous. Dis eintlik al wat hulle wou gehad het. Famous. So Piet en Mally, hulle sit nou nog daar in die tronk, die arme twee bliksems. Waar is hy so? Ice. Is dit nog 'n ice custody? Nee, Piet was Nee, ek weet nie. Maar hy was in Alcatraz. Maar hy's nou in Californië. Alcatraz is 'n museum, is Alcatraz nog getronk? Ja, ek is seker. Ja, dis in San Francisco. Is dit nog 'n actual tronk? Ja, dis 'n actual tronk. Robben Island 'n museum. Nee. Oh wow. Ja, hy's nog 'n volwaardige tronk. Oh wow, okay. Maar hy's sover ek kan verstaan, is hy nou uit. Hy's nie meer in Alcatraz nie, hy's nou in 'n ander tronk in Californië. En Poepneus, sy's in 'n ander tronk. Ek kan nou nie onthou. Poepneus met die mooi naels. Ja, sy maar kyk, haar naels is afgehaal, nee. Toe sy in hegtenis geneem is. Sy naels afgehaal want daar's diamante.
En natuurlik met daai naels, dis mos daai katnaaltjies. Ja, Sal, nee, jy kan nie dit nie, dis 'n wapen. Dis 'n wapen. Dis 'n skerp gemaakte tandeborsel. Ja, so haar naels is afgehaal. Ek dink nie hulle is dit acetone wat gebruik hulle? Nee, ek dink hulle het hom of sommer net geknip met 'n edge cutter. Sien jy nie? Ja, ek dink nie hulle het acetone gehad nie. Nee. Maar Piet en Mel beweer dat sommige hulle van 'n luukse kledingstukke, kontant en diamante te waarde van R340,000 sedert hulle arrestasie skoonveld is. Dit is onder andere, hy sê tydens sy arrestasie het hy 'n Louis Vuitton handsak en aanhalingstekens 'n sling bag. Kyk, dis mos nou die ding. 'n man maar bag. dit was 'n man bag, sling bags. Okay. Dis fine, al met 'n sakkie. Ja, Judgment. Daar I'm sorry. Sy selfoon en kontant van omtrent $2,000 en 20 0.3 karaat diamante ter waarde van 180,000 was glo daarin. Nou my vraag is, my liewe Piet, smokkel jy nou diamante? Ja, want hoe het jy die diamante daar gekry in die eerste plek? Het jy dit verklaar? Dit is 30 diamantjies opgesit. Ja, het jy dit in Mel se hol gedruk of wherever? En nou is die hele ding dat hy sê maar hy verstaan nie hoekom het hulle sy kar afgetrek, want dit gaan nou eintlik oor die kar storie. Maar ja, hy is mos gearresteer in die kar. Ja, want en toe hulle na die woonstel toe om vir Mel te gaan kry. En hy het ons sommer Samir onder die uitgesien, my wife, she's at home, here's the address. Ja, hy het uitverkoop. Hy sê was this once, nee, fokkies. Hy het uitverkoop. Gaan hola. En na die tyd het Mel hierdie stories vertel ook om te sê maar dit was eintlik ek. Sy is niks te doen. Wys net, nee, daai man is psigopaat. Ja, absoluut baie manipulerend. Dan het hy apparently soos sy sak was R83,000 werd, allegedly, en die inhoud. Die Louis Vuitton sonbril van 25,000, Mel se Burberry sambreel van 5,000 en Piet se Montblanc pen van 13,000 is ook weg. En hulle is nou in rep en roer oor dit. En hulle vermoed nou die Amerikaanse polisie en ICE het dit gesteel. En hulle lyk my gaan nou 'n saak van diefstal. Hoe weet hulle even hallo Sofia, hoe weet hulle even dit is missing? Ek meen hulle sit in die tronk in die eerste instansie. Dit is probably gekonfiskeer deur die polisie saam met al hulle ander eiendom. Kom nou. En die belangriker vraag Matthys is as jy nou al hierdie waardevolle goed gehad het, hoekom moes jy water steel? Verkoop syndikaat as jy nou 'n bietjie dors is en nie geld het vir verkoop hy diamante, Pietie? Ja, dis maar net weird. Maar dit klink vir my hulle is volgens sy of hulle regsgeleerdes kan hulle moontlik binne die volgende 2 weke in Suid-Afrika wees. O, rarig. En hy wag selfs ook vir hulle, né? Dan gaan dit lekker raak. En hulle sê hulle het hulle self misgis met Trump en misgis met Amerika. Want ek weet nou nie so nice daar nie. Het hulle mos gesê dat Suid-Afrika se kak, Amerika is die beste. Hy het geld gemaak. Piet het hierdie programme wat hy vir mense advies gegee het en gesê het hy kan hulle in Amerika kry. Ja. Hy het hierdie wonderlike verhouding met die regering. Konsultasie betaal en ek weet nie. Hulle sê dis baie moeilik om in Amerika te bly. Natuurlik, jy is in 'n fucking tronk, bra. Dit is moeilik. Dis moeilik in 'n tronk. Weet jy hoe gaan oom Pieter jou hier fucking jy gaan brood bak en groentetuin maak. Maar anyways, hy sê dit is moeilik om hier te bly terwyl ek en Mel oor 3 weke volgens hom kan stap op Camps Bay se strand in die Kaap. Dis jammer. Suid-Afrika het so agteruit gegaan, maar dit is nog steeds ons land en ons is beter. O, julle het ons so gebadmouth. Even al tel oom Pietertjie nie vir julle op die lughawe nie. Gaan julle net kakkenare in hierdie strate hê, want hulle het elke dag aanlyn Suid-Afrika so gebadmouth. Ja. Dat en dis die een ding wat jy nie doen nie, Matthys. Dit weet ons as Suid-Afrikaners. Jy kan trek na enige plek in die wêreld toe vir 'n beter job, as jy glo vir 'n beter toekoms, whatever it is, jy kan sien toe gaan. But do not badmouth the rest of us, staying behind, because then you will never be able to set your foot here in peace again. Maar ek kan dit nie dink dat Piet en Mel dink dat hulle gaan terugkom in Suid-Afrika toe. Matthys, hulle gaan op Camps Bay se strand, soos 'n happy couple. Loop nie. Hulle het mos al vir ons oor en oor bewys hoe delusional is hulle.
En ek dink daai sense of self-entitlement wat hulle het is so hoog, nee, dat dis delusional. Dis al wat ek kan sê, dis totaal delusional. So hulle glo die hele tyd, hulle gaan okay wees, hulle gaan nog steeds famous wees, hulle gaan nog steeds well loved wees. It doesn't matter what they do. Laat my so 'n bietjie dink aan Harry en Meghan en hulle onlangse Australiese toer wat so absolutely cringe is. Want hulle het ons gesê dis 'n unofficial visit. Unofficial visit, maar hulle het baie maal hulle royalty, so die media het een van die kritieke wat die media gehad het is hulle is so half in, half out in royalty. So they're not royalty anymore. They're not royalty anymore. So exactly. They're not allowed to use any royal titles or anything op so 'n trip. Hulle is nie eens veronderstel om te sê dis 'n unofficial visit nie. Nee. Want daar is fokol official omtrent hulle nie. En hulle is so desperaat op hierdie San Matthys, soos van die analiste het ek nou gesê, dit is hulle laaste absolute desperate poging om te probeer geld genereer. En op die gryp dan grashalmpies. En van die goed wat hulle gedoen het, was net so uiters onsmaaklik. So Meghan, byvoorbeeld, ek meen, ja, sy het my verloor op daai show wat sy gedoen het op Netflix. Op Netflix. Ek kon die eerste 10 minute stomach, toe ek letterlik na haar. Toe sy haar eie konfyt en kak maak, maar sy koop het eintlik en dan package dit net in haar eie sakkie en dan sit sy kaartjie op en dan sit nou 'n Meghan brand. So in Australië het sy haarself toe nou gecollaborate met 'n klomp Australiese kledingsbrands. Ja. So sy het nou die nuwe site begin, die nuwe app begin. Wat jy nou jou goed op haar app as sy nou daarvan hou en is obviously expensive enough, you can sell it on her app en dan vat sy nou 2.5% kommissie of iets soos dit op alles wat nou. Soos 'n superbalist. Ja. So in die Australiese toer wat sy toe nou gedoen het sy elke nou en dan het sy nou vreeslik met die klere gepronk. Die media het nogal gecomment oor hoe baie sy outfit changes doen. Ja. Dat sy elke uur 'n flipping outfit change het. Om dan nou hierdie goed te bemark op hierdie app van haar. Sy het seker goed gedoen. Hulle het retreats, weekend retreats, Harry het ingedoen vir men's mental health. I mean, not sure if Harry should be preaching about mental health. But okay. Meghan ook oor, jy weet, women in business and women empowerment. Also not sure that she should be preaching about that. Sy het seminare uitverkoop, maar hy is al een seminar in een van 'n groot venue in Melbourne. Het sy 130,000 pond gemaak uit die een dag uit wat sy tickets verkoop het. Nou my grootste vraag is wie die volk koop tickets vir so 'n event? Ja, hoe dom is julle? Ek gaan nie R20 spandeer. I would actually not even take a free ticket to go and sit in a seminar where you will not. Meghan sal jy nie. Ek sal nie 'n free ticket ja, ek ook nie. Ja. Nee, hou jy 'n free ticket. Maar Matthys, weet jy wat was die klassiekste van die hele video? En ek wens ons kan hierdie girl famous maak. Niemand het met haar gaan praat om uit te figure wie is haar naam nie, maar ek seker iemand kon haar herken. So sy het op Bondi Beach gelê en dan seker op 'n afdag, jy die girl werk probably in 'n fucking call center. En is haar eerste afdag. Nie in Suid-Afrika nie. Nie in Suid-Afrika nie. En sy lê op die strand en sy lees haar boek en hier kom Harry en Meghan oor die strand aangeloop met hulle hele moerse entourage en almal spartel net, almal ruk hulle handdoeke op en maak plek en hierdie girl lê dit so en kyk en sy is soos volk hierdie kak. En sy bly net haar boek aan en lees dit. Hulle almal moet om Harry en Meghan is split om haar te loop. So it is, we need more people like that because who do these people think they are? Ek het nie regtig vreeslike emosie oor Harry en Meghan nie. Nee, ek het geen. But they are entertaining. Ja, and I want to see how far it goes. I want to see how far this goes. Ek wil sien hoe hy weet jy dit is vir my net so crazy Matthys, dat jy Prins Charles vir whatever Prins Charles is, ek is 'n groot fan. Hy en Savannah vingertjies. Ek is 'n groot fan van hom en Savannah vingertjies. Ek hoor meeste vrouens is 'n groot fan van hom en veral Savannah. Oh nee, ek weet nie. Anyway. Not my vibe. It's about the girth. It's about the girth. It's not about the length. Het gaan nie oor hoe lank dit is nie, het gaan oor hoe dik dit is. Daai dik vingertjies. Dis hoekom Camilla like sy like. Fucking happy. Anyway. Ja, sorry. Ek is 'n fan van Prins Charles, van Koning Charles vir ander redes. Is jy? Maar kan jy I like ek hou van sy tradisionalisme. Daar's nog 'n nuwe woord wat ek uitgedink het. Konservatisme. Konservatisme. Ek hou van sy inbors as 'n man, as 'n Engelse man. Ja, okay. He kind of gets stuff done in a very polite British way. En ja, ek hou daarvan. Wat vir my baie bad is dat 'n kind wat uit soveel
privilege uitkom, soos Harry. Sy pa is ook aan beledig. In 'n boek, sy familie accuse van rasisme. Wat ons almal nou, soos wat die tyd verloop het, weet, dit is nie waar nie. Dat jy dan wil teruggaan, ek weet wat as ek het nie kinders nie, maar as my kinders vir my so beledig het, dan pos ek vir hulle once en sê, moet nie weer jou voete hier sit nie. En verloor my telefoonnommer. Dis maar eintlik wat gebeur het. Ja, en ek dink dit is hoe dit hoort. Dit is maar hoe dit hoort. Kijk, ek dink as die dag is William koning is, ja, dan is hy heeltemal gevolg. Ek dink hy en Catherine gaan nie hierdie sirkus verder plaas. Nee, hulle het nie lus vir dit nie. So, maar terwyl ons nou by Charlie is, hy het mos daar by hy het daar by Trumpet gaan kuier. Mr. Trumpet Crumpet. Ja, was dit nou nie 'n lekker kuier nie? Hulle het mekaar verskriklik uitgehaal. Ek het dit verskriklik geniet, Matthys. Hulle Hulle was soos two old guys shooting the breeze, showing off their stuff. Kyk my gewere, kyk my skilderye, kyk my nuwe West Wing. Daar was 'n klein bietjie van myne is groter as joune. Maar soos wat dit is tussen ou oomies. Ek het dit baie geloof. Ek het verskriklik geloof. Ek dink hulle het lekker gekuier. Ek dink dit was vir hulle albei 'n bietjie van 'n ontvlugting. Ek dink Melania en Camilla het nie lekker gekuier. Het nie lekker gekuier nie. Nee. Ek weet Melania kan skaars Engels praat. Ja, maar jy. Ja, maar ek dink nie Camilla sê veel nie. Camilla het 'n laai graaf in 'n hol. Ja, Camilla sê nie veel nie. Nee, maar die twee ou oomies is my vreeslik entertaining en ek het regtig hulle jip en jabber vreeslik geniet. Hulle body language, hulle was so gemaklik. Dit was regtig soos twee ou toppies wat net flip en war stories uitruil. En it was my nice, want dit was ook vir my 'n bietjie away from the current wokeness of things. There was twee fucking boomers shooting the breeze. Okay. In hulle eie boomer way. En ek like it. En ja, hoe hulle mekaar uitgehaal het ook, was amazing in die twee speeches. Ek meen Charles wat op 'n stadium gesê het van Trump het gesê, as dit nie vir Amerika was nie, die hele Europa nou Duits gepraat en Charles het toe terugkom en sê, ek wil jou net herinner, dat as dit nie vir ons was, het julle almal nou Frans gepraat. En die klok wat hy vir hom gegee om te sê, if you ever need us, just ring, just give us a ring. Ja. And we'll be there. Ja, en soveel ander quirks. Ja, was oor Canada ook gewees, met Trump wat sê, dit is die 52ste staat, maar ek meen Canada is eintlik deel van, hulle is onder Amerika, UK is deel van die Commonwealth. Ja. En, ja nee, daar was 'n lekker paar jabs gewees. Ja, van my favorites was natuurlik, ek het baie, ek het nou klaar veel gesê van die French en van Charles, ek het vreeslik baie vir ou Charles geniet. Dit was amazing. En dan Trump, toe koning Charles nou na die mikrofoon toe gaan of inkom, toe staan die hele high polite nou op. Die hele Senate dinner of whatever mense dit noem wat hy nou aangespreek het en Trump hak toe af en hy sê toe, he got the Democrats to stand. I've never been able to do that. So Trump's manier van 'n kompliment gee, hè? I mean, even in his compliments, he's just such a treat. En daai een ding waar hy vir koning Charles voorgestel het aan sy kabinet basies. En Charles met sy dik vingertjies het nog so uitgekom om te groet, toe Trump klaar en begin groet en Charles staan maar net so half terug. Daar was 'n ander ene ook wat hy voor Camilla ook ingehardloop het. En dit is almal ook soos, what are you doing? Ja, maar dit is vir my lekker. Hulle is op Amerikaanse territory. As jy na Buckingham Palace te gaan, dan moet jy dink ek conform aan hulle reëls. Jy's nie die koning van die UK. Jy's nie die koning van die wêreld nie, bro. Trump het ook gesê, toe hy langs koning Charles gestaan gesê, I think he's the greatest king ever. Best king ever. Natuurlijk het hy dit gesê, want koning Elizabeth het nie van hom gehou nie. Ja, maar Trump gaan nie sê wat hy nie bedoel nie. If Trump so sê dan. Maar my favorite deel was, Matthys, iets wat ons nie gehoor het on mic nie, maar iets wat 'n lipleser geïnterpreteer het off mic, by die einste Senate dinner, toe sê, Charles vra toe vir Trump, where's your drink? And Trump reply, are you drunk? And Charles replied, absolutely. Huh? Oh, that's brilliant. Two boomers, just being two boomers. I fucking love it. Oh, that's brilliant. Ek love it. Ek dink, luister hierdie. Ek het 'n minnaar in Belize. Hy soen in Italiaans. Hy sê mi amore.
en ek praat Afrikaans. Lekker. Okay, so daar sy nou, dit is Chanel, en ons is volgende week terug. Yeah. Ons is volgende week terug met nog 'n klets. Kyk maar na jouself. Cheers. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my 4 jaar lank hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net,